Nou broer en suster, liewe vriende, ek wil vanmôre met jou begin in hierdie nuwe jaar en so 'n bietjie kyk na karakters. En wanneer ons praat oor karakters, dan wil ons bietjie die storie agter die storie ontdek. Ons almal ken die Bybelverhale. Ons almal ken die karakter. As ek jou 'n naam noem, sal daar seker baie min van u sê, maar ek weet nie wie Moses is, of wie's Jabes, of wie is Daniel, of Josua, of Maria, of die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Maar die storie agter die storie is altyd iets wat ons baie keer mis, die detail agter die storie. Ons wil kyk na boeties en sissies in die Bybel. Ons wil kyk na broers in die Bybel, na kamerade, Dawid en Jonatan in die Bybel. Ons wil kyk na broers in die Bybel. Ons wil kyk na vroue van die Bybel, na mans van die Bybel, na oumas en na oupas van die Bybel. Maar ek wil begin vanmôre om weg te spring by, ek dink die grondslag van menswees. En daarom wil ek jou nooi om die woord van die Here oop te maak saam met my by 3 plekke. Ons gaan lees in Genesis hoofstuk 1, Genesis hoofstuk 2 en dan in die Nuwe Testament in Matteus hoofstuk 19. Ek wil wegspring met hierdie reeks wat ons gaan neem oor 'n tydperk en met jou begin praat vanmôre oor die Bybelse of die eerste verbintenis wat God gemaak het toe hy die eerste 2 mense bymekaar gebring het. En wanneer ons na hierdie goed kyk, dan moet ons altyd gaan kyk daar waar dit die heel eerste keer in die Bybel voorkom. So kom ons begin in die heel eerste boek en ons blaai na Genesis hoofstuk 1 vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel en die vee, en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Dan blaai ons na hoofstuk 2 vers 15, Genesis 2 vanaf vers 15. Toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het die Here God gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld, al die voëls van die hemel, en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam
wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee, aan die voëls van die hemel, aan die wilde diere van die veld. Maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dis nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Dan blaai ons na die Nuwe Testament in Matteus hoofstuk 19. Ons gaan die eerste paar versies lees. Toe Jesus hierdie woorde geëindig het, het hy van Galilea vertrek en in die gebied van Judea oorkant die Jordaan gekom. En groot menigtes het hom gevolg en hy het hulle daar gesond gemaak. Toe kom die Fariseërs na hom om hom te versoek en sê vir hom, is dit 'n man geoorloof om oor allerhande redes van sy vrou te skei? En hy antwoord hulle en sê, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? En gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat, sy vrou aankleef en hulle twee sal een wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Ons gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Die Here seën dan, as u sal hoor, so sê die Here. Adam en Eva, die eerste Bybelverbintenis, wil ons weer wegspring as ons voortgaan om na sommige karaktertrekke uit hierdie twee mense se lewens te kyk en ook dan verder te gaan en lesse te leer uit die detail van die skrif. Nou, daar is nou al gevra, waar kom die woord huwelik vandaan? Wanneer het dit begin en hoekom is dit nou so belangrik dat die wet ook dit vereis? Nou die oorsprong van die woord huwelik, ek gaan baie vinnig dit met jou deurhardloop, kom uit so vroeg as 2350 jaar voor Christus in Mesopotamië op 'n klei tablet van die Sumeriese afstammelinge voort, wat een man en vrou verenig sonder romantiese liefde. So die huwelik in die ou Sumeriese beginsel was 'n verbintenis sonder dat daar romanse was. Die doel van hierdie verbintenis was om alliansies te versterk. Een groep is sterker gemaak as sy dogter met 'n ander stam sou trou, om hierdie alliansies te verseker, om eiendomme te bestuur en om duidelike erfgename te vestig. Die woord huwelik kom in die ou Franse woord van mirage tevore, wat afgelei is van die Latynse woord miratatis, wat getroud is, maar ook van die naam maritus of mater, wat man of moeder spraak, van ongeveer in die 12de eeu na Christus. Nou, die Romeinse wortels het hierdie familiealliansie in gedagte gehad
met die gedagte van voortplanting. So met ander woorde, die huwelik het uitgebrei van 'n alliansievorming tot later dat dit die manier is hoe daar uitgebrei moet wees onder wetlike aspekte. Sy Latynse wortels dui op 'n getroude toestand waar die man hom verbind in 'n huwelik aan iemand vir wie hy verantwoordelikheid vat. Die middeleeuse Engels rondom die 13de eeu is afgelei van die ou Franse wat dan ons moderne woord huwelik of marriage dan nou geword het. Dit het die Engelse kultuur betree om 'n verbintenis en 'n toestand van 'n man en 'n vrou te beskryf wat nie inherent gekoppel is aan spesifieke godsdienstige leerstellings nie, maar wat status verleen, maar ook beskerming bied. So dis die agtergrond van die wetlikheid van die huwelik. Nou wat sal die doel van die huwelik wees? Ek lees in Genesis 1 vers 26 tot 28 'n paar hoogtepunte. God sê, hy maak die mens na sy beeld en na sy gelykenis. Met ander woorde, wanneer God hierdie twee mense of dan hierdie twee wesens skep hy hulle in 'n verhouding soos wat hy as God in verhouding is deur die Seun, die Vader en die Heilige Gees. Hy sê, maak hy mense na die beeld van God en hy sê vir hulle, laat hulle heers. Dan kom hy in vers 28 en hy sê, hy het hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit, heers. So dis die agtergrond as ons na die doel van 'n Bybelse huwelik kyk. Dat God skep orde binne 'n familie. Die huwelik is 'n familieverbintenis. En dis waarom, en as ons nou kans sou kry, sal ons dalk per geleentheid bietjie meer hieroor wil sê, is dat dis die redes waarom dit so, die duiwel so gefokus is, dat mense saamwoon in 'n huwelik asof hulle getroud is. Dis die grootste diefstal wat kan plaasvind, is dat 'n man en 'n vrou by mekaar is sonder die ordonnansie van God nie. En jy hoor deesdae die misbruik, waar mense sommer voordat hulle getroud is, as hulle van mekaar praat en sê, waar is jou man? Dan sê man, dis nie jou man nie. Dis jou kerel, dis jou verloofde. Dis nie jou man nie. Want God het gesê, hy 'n man en 'n vrou by mekaar maak, toe hulle in die huwelik bevestig. Geen ander manier nie. Maar dan sê hy sê vir hulle moet heers, hulle moet vermeerder, hulle moet die aarde onder hulle voete onderwerp, en hulle moet dit bestuur. En dit bring 'n ander verantwoordelikheid. In Genesis 2 vers 15 sê hy, en die Here God het die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Eva was nog nie hier nie. Ek wil hê jy moet mooi kyk. 'n man is nie 'n man as hy nie werk nie.
'n man het geen ander funksie as om te werk nie. Dit gee vir hom innerlike satisfaksie. Want toe God die mens bymekaar gebring het, nog voordat, of op die aarde geplaas het, nog voordat hy Eva aan Adam gegee het God, nou ons spot baie keer om te sê dat God noem 'n man die mens en 'n vrou noem hy anders van 'n vrou is nie 'n mens nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. As hy van die mens praat, dan hy praat van die mens en God sien die ganse geslag. Maar hy sit iemand in opsienersposisies. En hy bring vir Adam die mens uit die tuin in, en hy sê vir Adam, dis jou werk om hierdie tuin te bewerk en te bewaak. Hoekom so? En ons gaan nou by die plek kom, want ons lank vir jou die saadjie saai. Hy het nodig gehad dat Adam vir Eva sou sorg dat sy nie deur die slang verlei word nie. Hy moes die tuin bewerk en hy moes die skepping bewaak. Maleagi 2 vers 15 sê Maleagi aan die volk, nou is die volk op die randjie waar hy nou tussen, Maleagi is die laaste boek van die Ou Testament, en na Maleagi was daar vir 400 jaar geen profete nie, totdat Johannes die Doper sy verskyning maak. En die laaste woorde van God, deur die laaste profeet sê hy, het hy dan nie een mens gemaak, alhoewel hy gees oorgehad het nie, en waarom die een? Hy het 'n geslag van God gesoek. En dan sê hy, neem julle dan in ag, ter wille van julle gees, en wees nie ontrou aan die vrou van jou jeug nie. Hy praat met die manne, want in daardie tyd as jy Maleagi lees, was dit een van die groot dinge gewees, dat die manne het hulle vrouens gelos, om in die huise te werk en besig te wees met al die huislike goed, en hulle was die sosiale vlinders. En die Here sê vir die manne, gaan terug huis toe, en gaan maak reg, want die probleem in die huis is jy. Jy's nie pa, jy's nie die vader, jy's nie die voog, jy's nie die hoof van jou huis nie, dis waarom die huis in skerwe lê. Hy noem rentmeesters. Ons verteenwoordig God in die skepping. Nog voordat Eva daar was, sê God vir die man, ek stel jou aan as 'n rentmeester. Ek maak jou verantwoordelikheid vir die uitbreiding en die seën van God onder God se voorwaarde van man en vrou. Dis nie my idee dat 'n man en 'n man kinders aanneem en die geslag uitbrei nie. Ek stel jou as man aan om te sorg dat die geslag uitbrei onder die seën van God. En dis hoekom dit so tragies is dat jong getroude paartjies kan kinders hê en nie getroud is nie. Die uitbreiding daarvan is die doel vir die huwelik en dit word vir die man gegee. Hy sê onderwerp die aarde. Jy's verantwoordelik vir wat op hierdie aarde aangaan. Jy moet die aarde bewerk en jy moet die aarde bewaak of bewaar. Wat is die kernfunksies?
Hy praat van sosiale stabiliteit. Dit verskaf 'n raamwerk vir 'n gesinslewe. Dit onderrig morele waardes en dit organiseer die samelewing. En as jy 'n huwelik of 'n verbintenis hê buite hierdie orde, gaan jy aan hierdie stabiliteit skade aandoen. Voortplanting, kinderopvoeding, dit bied 'n gestruktureerde omgewing vir geboortes, vir grootmaak van kinders en dit definieer ouerrolle. Ek gaan nou by die gedeelte kom, maar ek wil dit hier in die middel sê, moenie as jy begin kinders kry, jou man of jou vrou afskeep nie. Want hulle is nie jou gesin nie. Hulle gaan eendag hulle eie gesinne begin. En dan het julle niks vir mekaar te sê nie. Moenie jou man en jou vrou afskeep as jy kinders in die huis kry nie. Die volgende is, dit bied kameraadskap. Dit bied ondersteuning, dit skep 'n band van wederwysige emosionele, fisiese en finansiële ondersteuning. Dis wetlik en in 'n finansiële raamwerk, dit vestig regte, erfenlatings en al daai goeders is die kernfunksies van 'n huwelik. Dit reguleer seksuele verhoudings, dit skep orde binne seksuele aktiwiteite binne 'n toegewyde, eksklusiewe konteks. Die huwelik is gemaak dat jy in die huwelik seksueel verkeer. Nie voor die tyd nie, en nie tussenin nie. Dit bied hierdie eksklusiewe konteks waar seksuele aktiwiteite binne hierdie orde gesond kan funksioneer. Kom ons kyk in die tweede plek na die instelling. In Genesis 2 vers 18 staan daar, en die Here God het gesê. Onthou nou, hy het vir Adam gesê, bewaak, beheer, heers oor die aarde. Hy het intussen het hy gesê, hulle mag van die boom nie eet, ons gaan nou daarby kom, maar hy kom in vers 18, nadat hy al hierdie goed vir Adam sê, kom hy sê, dis nie goed, Adam, dat jy alleen is nie. Ek sal vir jou 'n hulp maak, wat by jou pas. Een van die grootste gevare wat jy jou kind nie leer nie, is hy moet sy man en sy vrou by God soek. Hy moet by God sy huweliksmaat kry. Want hier staan, ek sal vir jou 'n hulp maak wat by jou pas. Ek sal 'n hulp maak wat by jou pas. En dit is so asof die Here vir Adam sê, gaan explore. Want daar is nog nie mense op die aarde nie. Maar hy amper wil hy vir Adam sê, gaan kyk 'n bietjie rond hier tussen al hierdie wonderlikheid van die top van die skepping, die top vermoë van hierdie dier om te kan oorleef. Gaan kyk na hierdie dier en gaan kyk of daar iets is wat pas. En ek lees, hy bring al die diere na Adam toe en Adam noem hulle by name en die Here sê, ek bied soveel waarde aan jou autoriteit Adam, dat as jy hom so noem, dan noem ek hom so. En dan sê hy in vers 20 se B gedeelte, hy het al hierdie name gegee, maar vir die mens, Adam sien, het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Hy noem al die diere hulle name. Nie op die einde sien hy, maar dis niks wat by my pas nie. En nou sê God, dis wat ek jou wil hê. Onthou ek het vir jou gesê, gaan vir jou hulp maak? Gee my kans. En nou ken jy die storie.
Hy laat oor Adam die diepe slaap kom. Hy haal uit Adam se sy, haal hy die rib uit. Hy bou hierdie rib tot 'n vrou. Hy maak daai leegte, maak hy toe, sodat sy kan inpas hier langs jou. Hy gebruik nie jou kopbeen dat sy op jou kop sit nie. Hy gebruik ook nie jou voetbeen dat jy op haar kan trap nie. Hy plaas haar aan jou sy, aan die kwesbaarste deel van jou liggaam, want hy het iets wat jy gehad het as beskerming weggevat. En God stel hierdie verbintenis in. Dit het 'n goddelike oorsprong, Genesis 2 vers 18 tot 24. Dit gee verbondsgebondenheid en lewenslange, 'n plegtige verbintenis. As jy kyk Maleagi 2 vers 14, hy sê, ek plaas julle by mekaar vir ewig. Hy maak 'n een vlees vereniging, 'n bo-natuurlike vereniging waar twee 'n nuwe identiteit word, 'n fundamentele menslike verhouding, as jy Matteus 19 vers 4 tot 6 lees. Hy maak hierdie huwelik doelgerig. Hy sê dis vir kameraadskap, vir voorplanting, vir wederwysige ondersteuning en 'n weerspieëling van God se liefde. Gaan lees bietjie. En ek dink ons sal volgende week miskien daarby by stil staan. Ek dink ons moet tyd spandeer. Efesiërs 5 vers 22 tot 32 waar hy die huwelik tussen 'n man en 'n vrou voorstel as God die Seun en sy gemeente. Wederwysige ondersteuning en 'n weerspieëling van goddelike liefde. Jy geweet, en ek het dit agtergekom toe Lenet gebore is, 'n vrou het nie natuurlike liefde vir 'n man nie. Sy het emosionele liefde, want sy reageer op jou liefde. Sy het nie natuurlike liefde vir 'n man nie. En weet jy wat? Toe Lenet gebore is, toe word ek die mout. Toe is ek tweede plek. Want aan natuurlike liefde gaan na 'n baba toe. Want dis die goddelike liefde wat 'n ma het. En dis hoekom 'n man nie 'n kind kan hê nie. En dis hoekom 'n man en 'n man nie kinders kan grootmaak nie, want hulle mis daai deel van ma wat die sagste mannetjie nie kan gee nie. En die ergste van alles af, toe Lenet met Dieter trou, en sy kry 'n baba, toe kry ek derde plek. Want Lenet en haar pa was so, alhoewel ons gefight het. Maar toe sy haar baba kry, toe sê sy vir my, staan terug. En Dieter het ook 'n tweede plek gekry. Maar toe kry ek derde plek. Want jy sien, dis die weerspieëling van goddelike liefde. Daardie onverklaarbare iets wat in jou gebore word, wat jy nie weet wat jy vandaan kom nie, maar jy het dit onmiddellik. En so is die huwelik daardie weerspieëling van God se liefde. Jy hoor baie keer hulle sê, by troues, dis 'n 50-50, dis nie 50-50 nie. Dis 100-100. Ek kan nie as jy sal ek nie. Ek verbind my as jy nie sal ek. Dis die doelgerigtheid. Dit bied geslagsrolle. Die man word geroep as die opofferende leier. En die vrou word geroep om die hulp te wees van hier langs my staan en my skerm en die Engelse woord is my shield te wees. Dis waar die spreekwoord vandaan kom, agter elke suksesvolle man staan daar 'n vrou. Want sy is die hulp wat by hom pas. En dan die heiligheid van die huwelik. Dit word deur almal geëer.
Omdat God in Hebreërs 13 vers 4, diegene wat het onreinig oordeel. Genesis 2 vers 16, die verantwoordelikheid, ek wil nie jaag nie, as ons nou nie klaar maak, maak ons nie klaar nie. Die verantwoordelikheid van die man in die huwelik. Kyk wat sê, onthou nou, 15 sê hy, jy moet heers, jy moet die aarde bewerk, jy moet dit bewaak, jy moet al die goed doen. Vers 17 en 18 sê hy, dis nie goed dat die mens alleen is, ek sal vir hom 'n hulp maak, en hy sê vir Adam, noem die diere, en soek vir jou 'n maat. Dan skep God eers uit die rib die vrou. Wat gebeur in hoofstuk 2 vers 16? Tussen hierdie twee, tussen Eva en die verantwoordelikheid. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, nie die mense nie, Eva was nie daar nie. God sê vir Adam, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Onthou nou, Eva word nie gebore as 'n slaaf nie. Sy kon gekies het om deur die duiwel verlei te word om die vrug te eet. Dit sou niks aan Adam verander het nie. Hoor mooi. Want verantwoordelikheid in die huwelik is die verantwoordelikheid van die man. Eva kon van die hele boom geëet het. En dit sou niks verander het aan Adam nie. Want die Here sê vir Adam, jy mag van die boom nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, wetende dat Eva daar gaan wees, gaan wie sterf? Jy. Die gevolge van die ongehoorsaamheid gaan Eva vat. Sy gaan by haar swangerskap gaan sy met moeite baar. Maar jy gaan die rede wees dat die verhouding tussen my en die mens breek. As jy daarvan eet. Met ander woorde, Adam, jy moet nie eet nie en jy moet seker maak dat jou vrou ook nie eet nie. Dit is die opdrag. Maar die gevolge van die vrug eet is niks met Eva uit te waai nie, dis jy wat gaan sterf. Jy gaan die ganse mensdom in ellende dompel, want die bloed en die sonde, die bloed van lewe kom deur die man. En so die sondigheid kom deur die man. Dis Adam wat die ganse mensdom in sonde gedompel toe hy sê, dis Eva. Want God het haar nie aangestel as die verantwoordelike een. Hy het nêrens vir haar gesê, jy moet die aarde onderwerp, jy moet dit bewerk, jy moet dit bewaak nie. Hy het vir Adam gesê, jou hulp is jou verantwoordelikheid. Die verantwoordelikheid is aan Adam gegee, voordat Eva daar was. Die verantwoordelikheid van die man is om die standaard van God aan die familie voor te hou, dit te gehoorsaam en te verseker dat sy gesin dit eerbiedig, omdat hy dit eerbiedig. Onthou julle Josua 24 vers 15 as ek reg is? Waar die volk by die keerpunt kom en die Here vir die volk sê, Josua sê vir julle die hele land nou, kies vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode van die Amorite,
of die gode van die volke wat julle deur die land getrek het, of my. En Josua sê in hoofstuk 24 vers 5, as ek reg is, ek en my huis, ons sal die Here dien. Dis sy verantwoordelikheid om die standaard aan sy familie voor te hou. Sy moet praat, pa, of hulle dit like of nie, jy moet praat. Jy moet seker maak hulle gehoorsaam dit, en dat hulle dit eerbiedig, omdat hulle dit in jou lewe sien uitwerk. Genesis 3 vers 6. Toe sien die vrou dat die boom goed is. Dan is hy eers met die duiwel, met die slang geredeneer. En hy sê vir haar, God lieg. En God wil jou menseregte van jou vat. So jy het reg om van die boom te eet. Die vrou sien dat die boom goed is. Dat dit 'n lus was vir die oë, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry. En sy neem van sy vrugte en eet. Kyk nou. Kyk nou. Eva word nie gewaar dat sy naak is toe sy eet nie. Sy eet en sy neem van sy vrugte en eet en gee dit ook aan haar man by haar en hy het geëet. Vers 7. Toe gaan al twee se oë oop. Die oomblik toe Adam die verbode vrug eet, en hy die verantwoordelikheid en die gedrag en die gesag van God onderwerp deur sy vrou, aan sy vrou te onderwerp. Toe word hulle albei gewaar dat hulle naak is. Want toe dompels Adam en Eva in sonde. Kyk wat maak hulle. En hulle vleiebare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En nou ken jy die storie daarna, hulle hoor die stem van die Here, hulle vlug weg. En die Here se gewoonte is, hy stap in die tuin, menslik gesproke, Adam en Eva is missie. Hy was gewoond dat hy saam met hulle loop. En daai dag is Adam en Eva nie daar nie. En die Here sê vir Adam, waar is julle? En Adam sê, ons het u stem gehoor en ons het gevrees. Hy sê, hoekom is jy bang vir my, Adam? Hy sê, want die vrou wat u my gegee het, om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy gedoen? En sy sê, die slang het my bedrieg en ek het geëet. En iemand het gesê, daar was net 3 mense op die aarde, Adam, Eva en die slang, en toe die slang niemand om te probeer. Sien jy wat maak sonde? Dit vat jou verantwoordelikheid weg. Want Adam sê nie vir die Here, Here, ek het gesondig nie. Hy sê nie vir die Here, Here, ek is jammer, ek het my plig as vader van hierdie huis versuim, en ek het van die vrug geëet. Hy sê nie, hy sê, dis jou skuld, want jy het hierdie vrou vir my gegee. Jy is die oorsaak dat ons in hierdie posisie is. Sien wat maak sonde? Dit vat jou verantwoordelikheid weg. En dis hoekom ons vandag so maklik ander kan beskuldig, omdat ons self skuldig is en nie op 'n plek kom waar ons sê, Here, ek het alleen vir u gesondig, soos Dawid nie. In Timoteus 2 vers 13 lees ek, want Adam is eerste gemaak en daarna Eva. En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en in die oortreding gekom. Wat sê dit? Eva is verlei omdat sy 'n wang in 'n verkeerde storie gekry het. Adam het oop oë in rebellie ingetrap. Oop oë.
En as ons nou by die vrou se rol kom, gaan jy sien, dat dit een van die punte is, wat dit 'n belangrike faktor maak, dat as die ma in die huis, het 'n geweldige invloed in besluitneming. En daarom moet sy versigtig wees. Want Adam het van die vrug geëet, omdat Eva geëet het. Hy was bereid om oop oë in die ellende in te stap. Oop oë, met 'n volkome gewete, in opstand te kom teen God se bevel, omdat sy vrou geëet het. Oop oë, met al die kennis op die aarde. Ek dink ek moet hierso stop. Ek dink ek gaan nie stop en gaan ons volgende week klaar maak, want ek wil tyd spandeer by die gedagte van verlaat en aankleef. Iets wat ek dink ons nie weet nie. En as jy dit besef, jy anderster sal leef en sal verstaan waarom God jou kinders gee en waarom jy hulle moet grootmaak en gereed maak om met hulle eie gesinne te begin. Kom ons stop hier, dan sal ons volgende week aangaan. Kom ons buig ons harte en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir die woord. Dankie dat ons vanmôre voor U kan buig en Here opnuut weer die ou storie in oënskou kan neem. En terwyl ons al hierdie goed dalk weet en dalk niks niets is nie, dit opnuut weer ons die kennis gee, die geleentheid gee om stil te word, sodat ons kan hoor wat U sê oor wat. En as ons in huwelike is, dat ons sal verstaan hoekom ons daar is. En waarom dit ewig is. En waarom U so 'n hoë premie op huwelike plaas. Baie, baie dankie, ons eer U vanmôre, dat ons hierdie week kan ingaan met 'n verwagting, dat U vir ons sal gebruik, maar meer nog, Here, dat U sal verheerlik word, deur wat ons in genade kan doen. Ons eer U, ons aanbid U in Jesus se naam. Amen.